Welkom terug. Nou, ons het gesê mieliediefstal is 'n groeiende probleem in Suid-Afrika. Dit kos boere miljoene en volgens gesels ek met Dr. Jane Buys. Nou, sy is die misdaadanalis by Vrystaat Landbou en ons praat oor hierdie krisis. Goeiemôre Jane. Goeiemôre. Jane, ons begin sommer by die feit dat dit boere 200 miljoen rand per seisoen kos ongeveer vir die mieliediefstal. Hoe groot is hierdie krisis in Suid-Afrika werklik? Ja, Jennifer, weet jy, ek weet nie eintlik hoe groot die probleem is nie, want ek kan net 'n paar syfers noem. En dit is dat Agri SA se misdaadopname wat hulle gedoen het in 2017, dis amper nou 10 jaar terug, het bevind dat daar so 62.700 insidente elke jaar is ten opsigte van produkdiefstal. In die Vrystaat self lewer die Vrystaat omtrent so 6.8 miljoen in 2022 tot die nasionale mielieoes. So en die Vrystaat en Mpumalanga en Noordwes is maar die provinsies wat naaste by 83% van die mielies lewer in die land. So dis in hierdie 3 provinsies dink ek 'n baie groot probleem. En dan weer eens, ons het 'n opname gedoen Vrystaat Landbou in 2020 en dis nou 'n paar jaar terug. En dit ons bevind is so 234 miljoen wat die boere na geskatte waarde verloor per jaar as gevolg van mieliediefstal. So die polisie se vrystelling van hulle misdaadsyfers en die minister van polisie het daar's net 'n kategorie van diefstal algemeen, daar's nie 'n subkategorie van produkdiefstal nie. So die polisie self weet nie eers wat is die impak en die omvang van die diefstal nie. So jy kan ongelukkig nie dit polisieer as jy nie weet wat se impak en omvang nie. So eintlik op hierdie stadium weet ons nie wat is die impak en omvang daarvan en ons weet net dat dit 'n groot probleem is. Ja, dis nogals waar wat jy sê. Mens kan nie 'n probleem aanspreek as jy nie eintlik weet wat die probleem is of die oorsake of hoe groot die probleem dan uiteindelik is nie. Watter tipe metodes gebruik hierdie diewe gewoonlik? Is dit nou maar net iemand wat inloop en 'n paar mielies gryp of is dit syndikaate? Dis definitief syndikaatgedrewe. Nou daar's 2 of 3 verskillende soorte diefstal van mielies vanaf die landerye. Die een is waar tussen 5 na 20 mense in 'n baie groot groepe die lande dan ingaan. Hulle is dan nou met pangas en baie skerp messe by hulle waar hulle die mieliekoppe afkap. Die mieliekoppe word dan in sakke gesit, so 50 kg sakke. Nou dit bevat omtrent maklik 100 mielies. Hierdie sakke, dan word dit teen die paai gesit, dan kom daar transporteerders verby wat dit optel en dan is daar afsetgebiede natuurlik in dorpe en in swart woongebiede waar hierdie mielies dan verkoop word. So dit wys jou weer eens dat dit 'n georganiseerde hiërargie betrokke is. Die ander manier is waar die boere dan ook klaar gestroop het en hulle dan hulle graan op die lande los om dan 'n vervoer na die silo's toe, dan word dan van die trokke en van die tapkarre af word hierdie mielie wat geoes is dan nou afgelaai of gesteel. Selfs baie keer die hele vrag, die hele tapkar en of van die tonne word dan op pad na die silo's afgelaai so met emmers. So ons het dit ook al gesien dat hulle dat sekere vragte word gedamp langs die paaie. So dit is 'n baie groot georganiseerde besigheid op hierdie stadium en die feit van die saak is net dat as 'n mens gaan kyk na die hoeveelheid vragte wat jaarliks na die silo's moet hardloop, daar's in die Vrystaat omtrent 85 silo's en die boere het kontrakte met die silo's om hulle graan te lewer. So daar's nagenoeg so 450 000 vragte wat in die land na die silo's moet hardloop in 'n seisoen om die mielieoes in te vorder of af te lewer. So in die Vrystaat skat ons omtrent so 150 000 na 200 000 vragte wat jaarliks dan die mielies moet vervoer na die silo's toe. So dit maak dat daar op 'n geleentheid is vir kriminele om die boere te eksploiteer. Sure, dit is nogal skokkend om te dink dat dit so gedrewe syndikaate is eintlik en gekoördineer dat hulle so hard saamwerk. Jy het so vroeër genoem die streke waar hierdie diefstal meer plaasvind. Dalk net wie hulle vir ons noem en hoekom juis in hierdie streke dink jy is al meer diefstal?
Ja, kyk, as ons mooi gaan kyk ook na die Vrystaat, ek weet nie in die ander provinsies nie, maar in die Vrystaat is daar Statistiek Suid-Afrika se landbousensus opname van 2017 het bevind dat daar in die Vrystaat so 1700 graanboere is en so 3800 wat gemengde boerderypraktyke bedryf, so 5500 boere wat dan nou met mielies dan nou hulle boerderypraktyke bedryf. So in die land weet ek nie wat die getal is nie, maar in terme van in die Vrystaat, daar sekere areas wat bekend staan as die mieliedriehoek of as die mielie en die graan areas, soos in die Noord-Vrystaat, die Noordoos, Noordwes Vrystaat, die sentrale gedeelte van die Vrystaat, en dan kry ons ook boerderygemeenskappe teen die Lesotho grens wat dan ook met die mielies boer en waar dit ook 'n baie groot probleem is. Jane, ek dink 'n mens moet dan ook die vraag vra, dit het natuurlik, daar's so half 'n ripple effek om die Engels te gebruik. So as hierdie verliese aanhou, wat beteken dit vir boere se winsgewendheid en uiteindelik dan vir die prys ook wat mense betaal? Ja, ek dink dit het 'n baie geweldige groot impak op boere se winsgewendheid, want ek dink ons moet ook terugkom na die feit dat die polisie het beperkte hulpbronne, mannekrag en hulle reaksietyd, en dit is hoekom die boere dan ook op hulle eie moet aangewese wees om hulle mielielanderye te beskerm. So in die Vrystaat het ons ook al bevind dat daar van die boere is wat omtrent 5 na 10 en selfs tot 20 en meer wagte moet aanstel per seisoen om hulle mielielandere te beskerm. So dit is 'n uitgawe van 80.000 na 200.000 per maand wat sekere boere moet uit hulle sak uithaal om hierdie wagte te betaal, en dan tegnologie kos ook geld en baie boere het dit nie, want baie boere boer ook op kleiner skaal. So as jy vat dat die tegnologie in terme van alarms en kameras en elektriese heininge gaan die boere ongelooflike klomp geld uit die sak uitjaag om dit te kan net om te oorleef. En dan weer eens die beperking wat daar dan gaan wees op die lewering by supermarkte waar daar mielies is wat boere aan supermarkte lewer, gaan natuurlik die pryse opjaag. Dit het ook 'n invloed op die boere se winsgewendheid. En dan weer eens, dit maak dat daar ook moet afgeskaal word as hy nie kan sy produksielenings aflos nie, as hy nie kan sy werkers betaal nie, gaan dit 'n sosiaal-maatskaplike probleem veroorsaak, wat natuurlik ook op die ekonomie impak gaan hê. So dit is 'n rimpel-effek wat regtig 'n bose kringloop is op hierdie stadium. Jane, ons moet nog gesels oor wat kan ons dan prakties doen om hierdie oeste te beskerm, maar dit gebeur alles net hierna. Dis nou eers tyd vir jou kalender. Welkom terug. Nou, ons fokus volgens 'n bietjie op die mieliebedryf. Ons gesels met Dr. Jane Buysey juis nou oor die mieliebedryf en diefstal daar rondom. Nou, sy is 'n misdaadanalis by Vrystaat Landbou. Jane, ons moet praat oor wat is dan praktiese oplossings? Wat kan die boere doen om hulle oeste beter te beskerm? Ja, Jennifer, dit is so dat daar tegnologie is en ek dink die boere moet tegnologie gebruik of hulle kan. Dit is ook weer eens 'n vraag of hulle dit kan bekostig of nie. So die boere gaan ook oor prys en bekostigbaarheid, so baie van hulle kan net eenvoudig nie tegnologie bekostig op groot skaal nie, kan ook die sekuriteitsbedryf nie bekostig om dan wagte te kry om na hulle landerye dan te beskerm nie. Maar wat ek net ook wil sê is dat
In terme van die ons sien dit in die Vrystaat dat as daar nou wagte is wat die landerye beskerm, dan kom hierdie groeperinge eenvoudig net in hulle randtot van die wagte aan, hulle intimideer hulle verjaag hulle. So baie van die wagte het ook in sekere areas al reeds aangedui dat hulle baie onveilig voel en dan nie eintlik daar op die plase wil werksaam wees nie. So dit het 'n groot impak op die veiligheid van die boeregemeenskap en selfs op die wagte ook. Ek dink tegnologie is daar wat die boere kan gebruik. Elektriese heininge is ook een van die aspekte. Alarms om ingeskakel te wees by 'n privaat sekuriteitsmaatskappy. Al hierdie goed kos geld. So ek dink teen die einde van die dag, ek dink boere vra nie vir die polisie om iemand daar te sit om hulle fisies dag en nag te beskerm nie. Ek dink ons vra eenvoudig net vir die reaksietyd wat in plek gestel moet word, ook vir die hoë sigbaarheid wat in 'n sekere area gehandhaaf moet word. Ons almal weet dat mieliediefstal is 'n seisonale tendens, dat daar in sekere tye van die jaar en maande van die jaar moet hoë sigbaarheid gehandhaaf word en dat daar deurlopend dan nou operasies en patrollies moet uitgevoer word om dit ook aan te spreek. Wat dink jy is die dryfkrag agter hierdie mieliediefstal? Is dit mense wat honger is? Is dit werkloosheid? Is dit winsgewend? Hoekom is dit so hoog? Dit is definitief 'n georganiseerde misdaad. Ons opname wat ons gedoen het in 2020 het alreeds die boere se persepsie weergegee dat 77% van mieliediefstal is 'n georganiseerde misdaad. So dis nie crimes of need nie, dis crimes of greed eintlik. Want as jy honger is, dan vat jy 2 mieliekoppe of 3 mieliekoppe of 5 om jou gesin te voed. As jy daaruit op ingaan om geld te maak, dan is dit crimes of greed. En as jy mieliekoppe in sakke sit en dit vervoer na 'n afsetgebied of 'n mark en daar's 'n hiërargie betrokke in wie sekere werke doen, is dit georganiseerde misdaad wat deur syndikaate en groeperinge bedryf word. En dit is hoekom ons dan van die georganiseerde landbou en die boeregemeenskappe voel dat die polisie moet in sekere areas primêre taakspanne daarstel om die georganiseerdheid van dit die vragte wat die mielies wat geoes is vervoer, dis 'n georganiseerde misdaad. Dan moet misdaadintelligensie betrokke raak, dan moet georganiseerde misdaad eenheid betrokke raak en selfs ook wanneer jy met georganiseerde misdaad te doen het, het jy 'n element van sekere polisielede wat betrokke is, dan moet die valke ook betrokke raak. So alle operasionele divisies van die polisie moet betrokke raak by die aanspreek van mieliediefstal as 'n georganiseerde misdaad. Jay, net so vinnig in 30 sekondes, dink jy mieliediefstal word soms onderskat in vergelyking met ander landboumisdade? Definitief. Mieliediefstal word onderskat. As ek net kan dink, soos ek verwys na Agri-SA se misdaadopname wat sê daar so 72.700 en dis 10 jaar terug amper. Toe was die aanmelding op veediefstal omtrent so 26.000, so amper 2,5 na 3 keer meer. So dit is so dat die boere meld nie meer aan nie. Die boere sê ook dit help hulle niks om aan te meld nie. Ja. Daar kom niks van die suksesvolle vervolging van hierdie sake in die howe nie. Ja. So dit is 'n baie groot issue vir ons of as georganiseerde landbou dat dit effektief moet aangespreek word. Absoluut. Jane, baie dankie vir jou tyd. Ons hoor jou kreet en jou hulproepe omdat mense hierdie moet aanspreek. En baie dankie dat jy 'n bietjie lig kom werp het op hierdie onderwerp. Dankie vir saamgesels vanoggend. Dit is dan Dr. Jane Buys, nou sy is misdaadanalis by Vrystaat Landbou en Landbou bly ingeskakel net hierna. Is dit tyd vir die groot ontbyt.